Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Vader, baie dankie vir u getrouheid en u liefde oor ons. Here, ons eer u dat u ons deur nog 'n week gedra het en dat u vir ons veilig bymekaar gebring het met een begeerte. En dis om u te verheerlik, die God wat hemel en aarde geskaap het. Here, die begeerte van my hart is dat ons ingestel sal wees om ook vanmôre u woord te hoor en te vra dat dit 'n landingsplek in ons harte sal vind en dat ons dan ook daders sal wees van u wonderlike woord. Here, ek lees daar in die Bybel dat u vir ons sê u goedertierenheid is geweldig groot oor die mens. U barmhartighede is nie elke môre, u trou is groot. En daarom, Here, wil ons op u hoop. Ons wil ons vertroue in u stel as die onwankelbare God wat hemel en aarde geskaap het. Mense kom en mense gaan, koninkryke kom en koninkryke gaan, kerke kom en kerke gaan. Maar u woord bly vas. Here, dit is soos u vir ons gesê het, dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal in ewigheid nooit verbygaan nie. En daarom wil ons u woord hoog ag in hierdie gemeente deur daaruit te lees, Here, dit te bestudeer, daaruit te preek, onderrigting te ontvang en dan ook, Here, die woord hoog te ag deur verander te sê dat Jesus red. Baie dankie dat die lees van u woord gee aan ons wysheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig. En dankie ook, Here, vir elke boodskap wat ons kan hoor. Want dit is soos 'n steen wat u in ons geestelike huise inbou, sodat ons daar die volwasse man en vrou in Christus kan wees. Dankie vir elke oordenking wat maandag tot Saterdag uitgesaai kan word en dankie, Here, vir elkeen se terugvoering oor hierdie oordenkings. En ek pleit by u dat ons elkeen daders van die woord sal wees. Dankie vir Sondagoggende waar ons in hierdie plek wat tot ons beskikking gestel is by mekaar kan kom. Dankie vir elke liewe een wat vanmôre hier is. Van die oudste tot die jongste. Ons dank u, Here, en ons neem nie van selfsprekend aan dat hulle hier is nie. Ons dankie vir elkeen wat ingeskakel is op ons Facebook, Here, op die skakel wat op ons webtuiste en op webblad aangegee is. Dankie vir elkeen wat ook so betrokke is by ons gemeente. En ons wil vra dat u elkeen ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Vader, ons groot begeerte vanmôre is dat u Christus in ons midde sal verhoog deur die prediking van die woord. Ons pleit vanmôre, Vader, dat u Heilige Gees, die Gees van die waarheid en wysheid, ons harte sal kom besoek en versterk en, Here, ons sal leer om te luister, sodat ons u kan verheerlik. Ons vra nou, Here, dat die woorde van my mond en ook die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Openbaring die 11de hoofstuk. Nou as u so op die kaart net vinnig kyk, sal u sien tot waar ons nou gevorder het. Ons is tans hier in die middel, tussen die 7 bassyne en die 7 persone. Ons praat nou van die groot verdrukking wat gaan aanbreek, die tweede deel van die groot verdrukking. Nou ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die herbou van die tempel en dan ook oor die 2 getuies. Dit bring ons dan hier by hoofstuk 11 uit in die groot verdrukking of die boek Openbaring en dan ook die tweede deel van die 7 jaar van groot verdrukking soos aangebring hier op die kaart. Ons het gekyk na die kerkdispensasie, vriende, die gemeente Efese, Smyrna, deur tot by Laodicea, vir u gesê, dan gaan die wegname van die kerk van die Here Jesus plaasvind. Ons het gekyk na die 7 seels, ons is nou by die 7 bassyne, die laaste bassyn wat ons ook nou gaan kyk, en dan ook hier die 7 persone, die 7 skale, en dan die 1000-jarige vrederyk, slag van Gog en Magog, en al hierdie dinge waarna ons gaan kyk. So ek vra dat u sal bid ook vir hierdie boodskappe. Ons gaan poog om dan so 1 hoofstuk in 'n week te hanteer vir die volgende paar weke, en ons vertrou dat ons dan so in die begin volgende jaar kan klaarmaak met hierdie reeks, nie om dit af te jaag of af te ransel nie, dit gaan maar net oor ons, het nou al 'n goeie begrip wat besig is om te gebeur op die wêreldfront, en ons sien ook al die boodskappe wat deurkom, al die videoklips wat hulle vir ons stuur, ons sien op die nuus, die dinge wat in die Midde-Ooste besig is om te gebeur, boeke wat geskryf word, mense is geweldig nuuskierig en is, ek wil amper sê, half op hulle senuwees oor wat vir hierdie wêreld voorlê. En daarom hou ons ook dan die reeks uit die boek Openbaring om vir u in die eerste plek te sê, maak gereed om God te ontmoet, want hy gaan kom.
en hy gaan 'n einde maak aan hierdie huidige wêreldse dispensasie, maar ook wees opgewonde dat u nou die geleentheid het om 'n getuie vir die Here te kan wees. Onthou, al wat u kan saamvat is siele wat tot bekering gekom het. Daarom moet ons grootste belang elke dag wees om siele vir die koninkryk te wen. Onthou, alles wat jy en ek bymekaar gemaak het, die mooi kar wat ons ry, dis nie verkeerd om 'n mooi kar te ry nie, die mooi huis wat jy in bly, dit wat jy het in jou bankrekening, dit wat jy het waar jy op jy sit by jou huis, alles gaan bly op aarde. Dis bestem vir die vuur, sê die Bybel. Maar die Bybel sê vir ons dat ons as kinders van die Here, elke weergeborene sal die Here vir tyd en ewigheid aanbid. En daarom is ons besig met hierdie reeks om vir u te wys dat ons nie vir altyd hier op aarde gaan bly nie, dat ons besig is om te beweeg na die eindtyd toe. Die tyd waar die Here ook dan gaan kom om homself te kom openbaar aan hierdie wêreld, nie as die lam wat weer geslag gaan word nie, maar as die leeu van Juda wat sal regeer vir tyd en ewigheid. So kom ons kyk vanmôre dan die tempel en dan die twee getuies. Openbaring 11 sê vir ons, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Vers 2 sê, maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal aan my getuie of my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande, en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Vers 6. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie, en hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande pla so dikwels as hulle wil. En wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle ryke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word, Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur. Ek wil hê jy moet die begrip kry hoe boos mense kan raak. Hier lê hierdie twee lyke op straat, hulle gee nie vir hulle eervolle begrafnis nie, inteendeel, hulle gee vir mekaar geskenke wanneer hulle verby hierdie liggame loop, oor hierdie mense wat hulle dan ook oor hulle sonde gewaarsku het. Die Bybel sê hulle gaan vir mekaar geskenke stuur omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. En nou vers 11. En na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan. En hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou. En in die ure het daar 'n groot aardbewing gekom, en 1/10 van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede wee het verbygegaan, kyk, die derde kom gou. Ons gaan net hierdie paar verse saam lees, vriende. Ons vertrou dat die Here vir ons baie ryklik sal seën in die oordeenking daarvan. Ek gaan sommer dadelik wegval met die tema van vanmôre. Die tema is dan die tempel en die twee getuies. Die tempel en die twee getuies. Nou hierdie gedeelte wat ons gelees het, het ons redelik aan die hart gegryp, want u sien daar is gebeure wat vir ons voorlê, wat ons menseverstand eintlik te bowe gaan, want baie keer redeneer ons en ons praat met onsself en ons praat met ander en ons dink by onsself, kan hierdie goed werklik so wees? Ek wil vir u sê, maak u gereed vir 'n geweldige oordeel wat gaan kom oor hierdie wêreld, juis oor mense wat God se waarheid, sy woord en dan sy seën vertrap. Ons het gekyk in die paar weke wat verby is oor die engel wat God gestuur het, en u onthou mos, hy het sy een voet op die land gehad, sy ander voet op die see gehad, om te wys oor die heerskappy wat dan ook na die Here God toe sal kom, dat hy in beheer is van alles. En toe het ons laasweek gekyk na hierdie gedagte van die boekie, wat
wat in sy hand was, en ook dan die feit dat Johannes hierdie boekie moes eet. Vir u gesê, die boekie was beide bitter en soet gewees, soet in die sin dat God binnekort sy ewige koninkryk gaan vestig, maar ook bitter, omdat soveel mense sal sterf sonder God en hoop, weens hulle sonde en ongeregtigheid. Laasweek se oproep was gewees, dat u werklik by die kruis van Golgotha sal uitkom, en die Here Jesus Christus sal ontmoet, en dan ook hom jou verlosser en saligmaker sal maak. Is alles hy, wat deur sy gees en sy woord in jou hart dit werk, en daarom is die vraag vanmôre, het jy al uitgeroep om genade, het Christus se waarheid jou al kom vrymaak van sonde? Vanmôre moet ons bietjie kyk na hierdie volgende boodskap, en hierdie boodskap in Openbaring 11 was vir my 'n besondere boodskap toe ek hom hierdie week voorberei het, en daar was so opgewondenheid in my hart om dit vanmôre met u te kom deel. Dit handel oor die tempel en die twee getuies. Nou, as ons dink aan die tempel, vriende, dan sien ons dat die tempel was eie aan die volk Israel se aanbidding. 'n Plek van aanbidding is belangrik. Die volk Israel het die tempel gehad, en ek wil vir u sê, ons het nodig om as kinders van die Here saam te kom in 'n plek van aanbidding, sodat ons eer aan God kan bring. Dit was vir hulle die plek van ontmoeting met God, en ek wil vanmôre net vir u kortlik sê, wanneer u hierheen kom, is dit nie noodwendig om na die prediker te luister nie. Ja, God gebruik die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red, maar u eerste prioriteit vanmôre moet wees, ek wil God kom ontmoet, saam met ander kinders van God. Hoe ontmoet ek die Here? Deur my hart voor te berei, heerlik saam te sing, te let op die woorde, te vra, Here, berei my hart voor vir die woord, ingestel te wees op die prediking van die woord, 'n gewilligheid te hê in die hart om te doen wat God vir my sê, en dan het ons waarlik aanbid. Dan het ons God waarlik verheerlik. Nou, die volk Israel het so 'n plek van aanbidding gehad. In die tyd van Israel was daar duisende onskuldige diere in die plek van skuldige mense geoffer. U onthou die offers, en alles was 'n heenwyse na die finale en ewige offer van Jesus aan die kruis. Soos aangebring op ons kaart, die kruis daar op Golgotha, die dag toe Jesus gesterf het, is hierdie offers vervul in Christus, en kyk ons as Nuwe Testamentiese gelowiges terug na hierdie offer wat dan gebring is op die kruis van Golgotha. Nou vriende, die eerste tempel is gebou tydens Salomo se regeringstydperk. 1 Konings 6 en 1 Konings 8 is vir ons 'n baie kosbare en wonderlike hoofstuk waarin ons lees hoe dit gebou is, die spesifikasies, en dan ook hoe God sy heerlikheid op hierdie tempel laat neerdaal het. Nou hierdie tempel is verwoes 70 na Christus deur die Romeine. En nou hierdie tempel het bestaan uit die voorhof, die heilige en die allerheiligste, waar offerhandes aan die Here gebring is. Nou ek het vir julle 'n prentjie saamgebring van min of meer hoe die tempel gelyk het. Daar was 'n voorportaal gewees waar selfs in die Nuwe Testamentiese tydperk die heidene kon deel, en ook in die Ou Testament, waar hulle ook kon, as hulle bekeer tot die God van hemel en aarde, en as u Salomo se gebed in 1 Konings 6 en 8 gaan luister, dan sê Here ook die mense wat ver is, hulle wat nie deel is van die volk Israel nie, as hulle erken dat u God is, dat hulle saam met ons sal aanbid, en eer en heerlikheid aan u sal bring. En dan sal jy ook sien, daar is 'n heilige en 'n allerheiligste. Daar agter staan die ark van die verbond. Jy kan dit miskien nie mooi op hierdie foto sien nie. Die ark van die verbond is waar die twee gerubs dan op was, en hierdie was die plek waar die hoëpriester eenmaal 'n jaar mag ingegaan het, nie sonder bloed nie, om aan die volk te offer. En die Bybel sê vir ons, dit was die plek waar God dan ook hierdie hoëpriester ontmoet het. Nou hierdie plek van aanbidding was 'n baie besondere plek vir die volk Israel gewees. En ons sien hoe hierdie tempel verwoes is, en ons moet bietjie vanmôre kyk na die oprigting van hierdie tempel, en dan ook die twee getuies, en hoe dit in plek gaan val dan ook vir die koms van die Here Jesus Christus. Nou vriende, daar word in die Bybel melding gemaak van 4 tempels wat gebou was of sal word. Nou is daar mense wat sê nee, daar's net 3. Nou jy kan nou arm druk oor 3, 4. Ek sal miskien met een van die kleintjies met Joshua 'n bietjie arm druk. Dan gaan ek hom miskien wen. Die groter ouens sal ek nie probeer nie. Maar wat hulle sê is, die eerste tempel is gebou onder Salomo, en dan sê die Babel het in Esra 3 na die ballingskap die tempel herbou. Nou die meeste sê hierdie is nie die bou van die tempel nie, dis net 'n herbou. Maar as ek nou die konteks van die skrif raak sien, dan sien ek ook hulle moes hierdie plek van aanbidding weer herstel en oprig, en ook al die dienste weer instel sodat die volk die Here kon aanbid het in gees en in waarheid, soos wat dit voorgeskryf was met die oprigting van die tempel in 1 Konings 6 tot 8. Daarom praat ek dan van die 4, daar's ander predikers wat ook praat van die 4, en ander sal weer verwys
na die 3, maar ons gaan nou nie arm druk en beklei daaroor nie. Die gedagte is net, vriende, dat hierdie tempel is dan 70 na Christus verwoes. Die Bybel sê vir ons dan ook, Herodes het tydens Jesus se aardse bediening 'n derde een gebou, en die 4de tempel sal gebou word tydens die groot verdrukking, hoor nou, onder leiding van die Antichrist. Ek kan miskien vanmôre vir my sê, maar wat sal die Antichrist doen hê met die bou van die 4de tempel, of die volgende tempel wat sal dien as aanbidding in besonder vir die Jode? Ek gaan poog om vanmôre dit vir u te probeer verduidelik, want ek dink die skrif is baie duidelik daaroor, Ou Testament, Nuwe Testament, profesie in die Ou Testament, en dan ook wat die Here in die Nuwe Testament daaroor te sê. So kom ons kyk vanmôre dan in besonder na die tempel wat gaan herbou word, en dan ook die gedagte van die 2 getuies wat sal optree. Ons lees in Openbaring 11 vers 1 die volgende woorde, en soos u nou gewoond is ek besig om dan die gedeelte wat ons hanteer te verklaar vers vir vers. Ek probeer vir u 'n goeie oorsig gee daaroor, en dan ook 'n beter verstaan, en ek wil net vir u sê, ek kan nie alles sê wat 'n mens oor hierdie hoofstuk kan sê nie. Daar is letterlik volumes op volumes geskryf oor Openbaring, die verskillende sieninge van die boek Openbaring, en dan ook elke woord wat letterlik verklaar is. En ek dink as ons dit so moet deurwerk, sal ons hier sit tot voor of by die wegraping. En daarom wil ek graag by ander boeke in die Bybel ook uitkom, maar ons moet die gedagte hierin raak sien. Openbaring 11 vers 1. Johannes onder leiding van die Heilige Gees skryf, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar en die wat daarin aanbid. En hierdie week het ek bietjie na hierdie gedagte gekyk, en daar's iets wat my getref het, vriende, is dat hierdie riet waarvan die Bybel hier praat, was 'n tipe van 'n riet wat gegroei het in die Jordaanvallei, so tussen 5 en 6 meter lank, en dit is 'n riet wat hulle gebruik het om dan afmetings te maak en sekere plekke mee uit te meet. En baie interessant is, dit was gegee gewees aan hierdie engel om dan die tempel dan uit te meet. Maar het agtergekom is vir ons geen afmetings gegee nie. Hier is nie vir ons gesê die tempel gaan so lank en so hoog en so breed wees nie. En ek het begin wonder daaroor en bietjie gaan nalees daaroor, en baie interessant is dat die rede is nie bekend waarom die skrif nie vir ons die afmetings gee nie, maar as jy skrif moet skrif verklaar, dan gaan dit oor die gedagte dat die Here eienaarskap gaan neem oor dit wat gebou word, en dat hy sal heers daar, en hy sal koning wees. Kom ek lees vir u wat staan in Sagaria 2 vers 1 en verder. Sagaria sê, en ek het my oë opgehef en gekyk, daar was 'n man met 'n meetsnoer in sy hand, en toe sê ek, waar gaan u heen? En hy antwoord my om Jerusalem te meet, om te sien wat sy breedte en wat sy lengte is, en dan volg die vers verder, en dan kom hy by vers 4 uit, en hy sê, loop gou, spreek met hierdie jongman en sê, Jerusalem sal lê soos 'n oop land, weens die menigte van die mense en vee daar binne-in. En nou vers 5, en ek sal vir hom wees, spreek die Here, 'n vurige muur rondom, en tot heerlikheid daar binne-in. U moet onthou dat die hele boodskap van die eindgebeure gaan oor Christus wat gaan regeer. Ek hoop u is op dieselfde bladsy as ek met hierdie saak. Al die goed moet gebeur, ja, maar ons is baie keer so besig om te spekuleer oor presies hoe dit gaan gebeur, dat ons vergeet dat Christus eintlik die persoon gaan wees waaroor alles gaan, en dat hy gaan regeer vir ewig en altyd. En dan in besonder gaan hy ook regeer in die 1000-jarige vrederyk, en ons sal bietjie in die boodskappe wat volg bietjie daarna kyk. So hierdie gedagte dat daar nie afmetings gegee is nie, maar dat hierdie tempel en hierdie gedagte net dat daar gemeet moes word, gaan oor dat Christus heerskappy oor dit gaan voer wat hy daar dan ook laat stel. Ons vind dit in Openbaring 21:15 wat praat van hierdie nuwe hemel en nuwe aarde. Dieselfde gedagte kom na vore. En hy het met my gespreek, het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, sy tempel, en die Lam en die stad het die son of die maan nie nodig gehad om in te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Jy sien, Johannes sien hier in die middel van die groot verdrukking die tempel wat in Jerusalem staan. Hy sien dit as klaar gebou en in gebruik.
Nou daar is baie profesie in die Ou Testament en Nuwe Testament wat handel oor die tempel wat herbou sal word. En kom ek gee vir 1 of 2 verse en dan kom ons by die gedagte uit oor die doel van die tempel en dan ook die 2 getuies wat sal kom. Nou vriend, jy sal onthou ek het vir u gesê toe ons by die eerste seël uitkom, daar in Openbaring 6, dat die Antichrist as vredevors sal kom. En hy sal self God se volk mislei, die volk Israel. Nou wil ek net vir u sê hier aan die begin van die boodskap, dat mense word baie vinnig vandag mislei. Stem jy saam? Ek wil vir u sê, die afgelope paar maande het ek agtergekom, hoe mense een oomblik dit kan sê, en hulle sê met my hele hart glo ek hierdie waarheid, en 5 minute later het hulle met iemand anders te gepraat, dan glo hulle ewe skielik nie meer wat hulle geglo het nie. Dan dink ek met myself, hoe kan jy soos 'n golf van die see wees, wat heen en weer geslinger word? As jy sê jy glo iets, is jy oortuig uit die skrif daarvan, en daarom hou jy vas daarvan, of daaraan, nie as iets wat mense my gegee het nie, maar as iets wat God my gegee het. Die Antichrist gaan kom, en hy gaan op so 'n manier die volk Israel mislei, dat hulle hom gaan sien as die een eintlik, die Messias, die gestuurde. En as u so 'n bietjie die nuus dophou en u gaan kyk bietjie na wat mense skryf oor hierdie goed, wil ek vir u sê, daar is baie misleiers wat op die voorgrond tree. Ek het vir u gesê, hy sal help om die tempel weer op te rig, om maar net later in die tempel te gaan sit, en homself te verhef tot God, en 'n beeld van aanbidding oprig. Die volk sal sy valsheid sien, hom verwerp en soek na die ware Messias. Het hierdie dinge al gebeur in die verlede? Want dit het gebeur. As u gaan kyk na die vroeë geskiedenis, was daar een van die konings wat gaan sit het in die tempel, daar is 'n vark geslag in die tempel, daar was 'n ontheiliging van die tempel, en daar was verwag dat 'n aanbidding gegee sou word aan hierdie koning. Maar die Bybel sê dat die Antichrist op so 'n manier die volk Israel gaan mislei, dat hierdie eintlik dan die pinnacle gaan wees, as ons die woord kan gebruik, waar God dan ook sy oordeel in sy finaliteit gaan bring oor hierdie wêreld, sodat misleiding nooit weer deel van die mensekinders sal wees nie. Ek wil vir u sê, as ons by die nuwe hemel en aarde uitkom, die nuwe Jerusalem, sal ons sien die grootste en die kosbaarste van hierdie nuwe plek gaan wees, dat Christus sal regeer, en daar sal nooit weer misleiding en sonde wees nie. Vandag vind ons mense wat vinnig mislei word, en daarom moet ons ook op hierdie goed attent wees. Maar kom ons kyk na die profeseë oor die herbou van hierdie tempel. Daniël 11:31 sê, en deur hom sal die leers op die been gebring word, en die heiligdom, die vesting ontheilig, dis nou die tempel, en hulle sal die voortdurende offer afskaf, wat deur die priesters dan gebring word, en die ontsettende gruwel opstel, hierdie beeld waarvan ons nou gelees het. En die koning sal doen net wat hy wil, en homself verhef, en hom groot hou bo enige God, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek. En hy sal voorspoedig wees totdat, ek wil hê jy moet altyd let op hierdie woorde, hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vasbesluit is, sal uitgevoer word. So Daniël, u weet seker, Daniël moet saam met die boek Openbaring gelees word, veral die laaste paar hoofstukke van Daniël, alhoewel daar dinge is wat ons koppe baie keer bietjie de mekaar maak, dink ek daar's genoeg om dan ook saam in die boek Openbaring te sien van wat God gaan doen aan die einde van tye. Matteus 24 vers 15 sê, maar wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde openbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. U sien, wanneer hier die tempel gebou word in Jerusalem, sal die Antichrist aanbidding soek van die Jode, dat hy hulle nuwe Messias is, en as u nou bietjie die geskiedenis of die volk Israel se geskrifte lees, sal jy agterkom dat hulle in die verlede al mislei was, en dat hulle ook weer mislei sal word. En dan sal die Here sy voet op die Olyfberg sit, soos hier aangedui op die kaart, en dan sal hulle hom sien as die ware Messias. As u verder wil gaan lees oor hierdie saak, sal u sien dat die laaste 9 hoofstukke van die boek Esegiel beskryf dan ook die herbou van die tempel.
Nou vriende, een kommentaarskrywer skryf oor hierdie saak en hy sê, verskillende Joodse groepe het opdrag ontvang om 'n studie te maak oor die herbou van die tempel. In 1947 is daar 'n blou druk gevind wat handel oor die oprigting van die tempel. En ek wil nie altyd sê wat kommentaarskrywers skryf is so sê die Here nie, want ons woord is nie so sê die Here nie. Ek wil vanmôre vir u sê, u moet altyd wat mense sê gaan ondersoek aan die hand van die skrif. Ek is nie die Here nie. En geen prediker en geen Bybelskrywer is, ek praat van kommentaarskrywer oor die Bybel is so sê die Here nie. Ons lees die skrif, ons ondersoek die skrif en ons probeer na die beste van ons vermoë dit verklaar, maar ons kan miskien 'n verkeerde afleiding maak. Daarom is God se woord vir ons die absolute waarheid wat ons dan moet ondersoek. Maar hierdie man skryf oor hierdie saak en hy skryf van hierdie bloudruk wat dan gevind is. Hy sê 1948 is daar met insameling van fondse begin. Nou dis voor my geboorte. Het lyk of ek in 48 gebore is, maar glo my ek is nie. Ek is bietjie later gebore. Maar die gedagte is die Joodse wet, die halak en die Talmud gee hulle die opdrag om die tempel te herbou. Nou as u bietjie na die Talmud gaan kyk, dis maar so bietjie 'n boek waar mense sekere goed van die skrif beredeneer, van hierdie Joodse rabbies, hulle praat baie daaroor en hulle gee verskillende redenasies en opinies oor die gedagte wat in die skrif staan. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat hierdie tempel herbou moet word en in die Talmud is hierdie opdrag dan ook baie duidelik vir hulle deurgegee. Nou hierdie kommentaarskrywer sê in 1970 is daar begin om jong Israelies te skool vir die tempeldiens. In Mei 1974 verskyn hierdie gebed in die Jerusalem Post en hierdie man het geskryf, hy het gesê, "May it be thou will, O Lord God, that our holy temple will be rebuilt in Jerusalem in our day." Nou vriende, die ortodokse Jode is eintlik redelik vreemd vir ons tipe mens. Het jy al gesien hoe huil hulle by die klaagmuur? Hoe hulle bid en briefies indruk daar, gebedsversoeke. Dis 'n volk wat in hulle hart 'n verlange deur God ontvang het om te verwag dat daar 'n Messias sal kom, en alhoewel baie nog mislei is tot op hede, sê die Bybel daar begin al hoe meer so 'n bietjie beweging in Jerusalem plaasvind en onder hierdie Jode dat die tempel herbou moet word en dat God sy heerlikheid moet kom vestig op aarde. Dis hartseer dat hulle Jesus gemis het, die Messias wat gestuur is, maar ook wanneer hy op die Olyfberg sal verskyn, sal hulle hom sien as die ware Messias. 3 Februarie 1976 het die ou tempel musiek begin herleef. Nou wat presies dit behels kan ek nie vir u sê nie, maar dis wat hierdie man skryf en hy sê elke dag word by die klaagmuur gebid vir die herbou van die tempel. Wat vir my baie opvallend was, is dat hierdie Jode hierdie verlange het om weer 'n plek van aanbidding te hê, waarin hulle die God van Abraham, Isak en Jakob kan aanbid. Maar dis van hulle weerhou omdat hulle die gestuurde van God, die lam van God, tot op hede verwerp. Dan gaan hulle deur hierdie misleiding gaan, totdat hulle hierdie ware Messias sien. En hulle gaan agterkom, vriende, hoor wat ek u sê, hulle gaan agterkom dat 'n gebou nie die belangrikste is nie. Want Jesus sê op sy stadium vir sy disippels, terwyl hy saam met hulle was, die volk het amper die gebou begin aanbid. Die stene en die mure en al die goud en al die dinge, en die Here het gesê, dis ek is hierdie tempel, en julle moet my dien, maar dan gaan hierdie ware tempel, of hierdie tempel gebou word, hierdie gebou, en dan gaan hulle eintlik sien dat dit die heerlikheid van God is waaroor dit gaan, en nie soseer die gebou wat gebou word nie. 'n Paar organisasies is gestig, hulle praat van die tempel Mountain Faithful, gestig direk na die 6-daagse oorlog van 1967. Hulle sê die leier is Gerson Solomon en hy wil die Tempelberg bevry van Arabiese besetting. Nou, het gaan 'n storie wees om die Arabiere weg te kry. Hulle klou nogal vas as 'n neet. Maar die gedagte is verskeie male is gepoog om die hoeksteen van 4,5 ton te lê. In 1990 is dit gepoog en 17 Arabiese mense is gedood. Die Tempelinstituut is 'n ander organisasie wat gestig is, en Chaim Richmond is die direkteur daar, en hy's besig met die vervaardiging van tempelgereedskap, linnekleed, kruike, 10-snarige harp, trompette, vuurpanne, en al hierdie dinge is alreeds op uitstalling, sê hierdie mense,
om dan ook hierdie voorbereiding te maak vir wanneer die tempel gebou is. Daar word geskryf dat daar tans 2 opleidingsskole is wat seuns uit die stam van Levi oplei om die priesterampt te vervul. En hoe presies hulle bepaal wie die stam van Levi is, wie die stam van Juda is, weet ons nie. Die gedagte is maar net, hierdie volk is besig om vorentoe te kyk en te sê, daar moet 'n Messias kom. En ek gaan vir u sê, vriende, dit gaan kom kort voor lank. Ons weet nie, ons gaan nie dag en datum bepaal nie, maar as ons kyk na die wêreldfront, dan sien ons alles is besig om in plek te skuif vir die openbaarmaking van die Here Jesus Christus. Die vraag wat gevra word, waarom word die tempel nie gebou nie? En die antwoord is eenvoudig, die moslems se Al-Aqsa moskee, sowel as die rotskoepel, staan hier. Nou dis die plek waar Mohammed van opgestyg het. Sy graf is nog daar, maar ek weet nie wat het opgestyg van hom nie. Kom ons los dit daar vir 'n ander dag. Maar die rotskoepel staan bo op die rots waar Abraham vir Isak moes offer, en daarom wil hulle die tempel daar bou, en daar is 'n groot oorlog wat ook sal plaasvind. Hoofrabbi Jehudo Get sê, hulle kan nie bou voor die profeet gekom het om te wys waar die altaar opgerig moet word nie, en ons weet wie die profeet sal wees, en dit sal die anti-kris wees. Aanvanklik deur misleiding gaan hy hierdie tempel laat bou, valse vrede, en dan hierdie geweldige oorlog wat sal wees, hierdie erkenning van hy's vals, hy's nie die ware Christus nie, en dan die dinge wat gaan gebeur. Maar die Bybel maak ook melding in hierdie gedeelte van die 2 getuies. Die tempel wat herbou moet word, die riet wat gegee is om die afmetings te maak, om te sê, luister, hierdie gaan dan ook eienaars, die Here gaan eienaarskap daarvan neem, maar ons sien ook die 2 getuies. Openbaring 11 vers 3. En daar staan, en ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Die Bybel sê ons moet preek, tydig en ontydig, weer lê, bestraf, vermaan. Hierdie manne gaan vir 1260 dae, dis 3,5 jaar gaan hulle in hierdie goddelose plek die waarheid van God se woord proklameer. Nou daar is baie spekulasies oor wie hierdie getuies sal wees. Nou baie mense sê, vriende, as ons kyk na die wonders wat hulle gaan doen, dan vergelyk dit baie met Moses en Elia. Moses se graf is nie gevind nie, en Elia is opgeneem met 4 van 4 en perde, né? Sy opgeneem hemel toe. So baie mense maak die afleiding en sê dat hierdie 2 getuies sal terugkom en hulle sal die getuies wees in die groot verdrukking. Die wonders wat hulle gaan doen is 4 uit hulle mond, ons het dit gelees, en nou vergelyk mense dit met 1 Konings 18, waar Elia 4 op die berg Karmel afgebid het. Die hemele wat gesluit word vir reën, ons het dit gelees in Openbaring 11, en dan Elia 1 Konings 16, wat ook dan hierdie tydperk dan aangekondig het, dat daar vir 3,5 jaar geen reën sal wees nie. Die water in die bloed, Moses in Egipte, en dis maar afleidings wat mense maak, en wat ek vir u vanmôre wil sê, dis seker nie verkeerd om hierdie afleidings te maak nie, maar ons kan nie met sekerheid sê wie hierdie 2 getuies sal wees nie. Mense kom na jou en hulle sê vir jou, luister, ek kan vir jou sê wie die 2 getuies is, dan sê ek, nee, jy gaan nie vir my sê nie, want jy weet nie wie hierdie 2 getuies gaan wees nie. Ek weet dit nie, jy weet dit nie, die Here het dit nie aan ons in sy woord geopenbaar nie. Die belangrikste wat die Here aan ons geopenbaar het, dat daar 2 getuies sal wees. Wie van julle het al gehoor van Amir Tsarfati? Nou, almal lees sy boeke en ken dit. Nou, hy vertel na een van sy optredes, toe kom 'n man na hom toe en hy sê vir hom, luister, die Here het aan my geopenbaar dat ek een van die 2 getuies sal wees. En Amir het net gesê, hy het hom gekyk en draai om te loop hy. Hy het die man nie eens geantwoord nie. En ek het een ding geleer toe ek dit lees hierdie week is, dis belangrik dat ons baie keer mense nie sal antwoord na hulle sotheid nie. Na hulle dwaasheid nie. Het u gesien hierdie nuwe Suid-Afrikaanse man met die baard, wat sê hy is nou die saad van Juda, hy is nou die Christus. Ons moet ophou die predikante glo, want hy is die Messias. Ek het gister nou die video gekry en toe kyk ek hierdie man so, toe sien ek, maar Jesus, hy word ook oud soos ek, sy baard is ook witgrys. Hy is ook op pad graf toe. Hy is ook 'n sondaar, en as ek kyk die aggressie waarmee hy homself bekend maak, wil ek vir u sê, hy lyk eerder vir my soos 'n diktator as wat hy vergelyk met die Christus wat sal kom.
Die Bybel sê hierdie twee getuies vriende sal optree in hierdie deel van die groot verdrukking. Ek wil vir u sê hier aan die begin van die twee getuies se gedagte is dat die Here nog altyd getroue getuies gehad het, al het dit hoe sleg gegaan. Die meeste van ons wat vanmôre hier sit, vra die vraag baie keer in 'n week, gaan die kerk van Jesus nog bly voortbestaan? Dit lyk vir ons of die kerk van Jesus gaan doodloop. Daar is al hoe minder mense wat kerk toe kom, sê u dit baie keer vir mekaar? Praat u baie keer daaroor? Dan wil ek vanmôre vir jou bemoedig, Christus hou self sy kerk in stand. As ons wil inmeng met wat God doen, is ons eintlik besig om in oppositie teen hom op te staan. Wat ons moet doen is om te werk, en die Here sal self vir die resultaat sorg. Sy kerk sal nie doodloop nie. Dis een van die vinnigste groeiende kerke of organisasies in die wêreld, veral in plekke waar die evangelie nog nooit uitgekom het nie. Hulle sê daar kom duisende mense vandag tot bekering in plekke soos Asië, Indië, daardie plekke waar die evangelie nou vir die eerste keer regtig verkondig word. Maar ek wil vir jou vra dat jy en ek getrou sal bly. Dit gaan met ons goed, so ons dink nie regtig aan die eindtye nie. Ons dink nie regtig aan die oordeel nie, maar ek wil jou pleit. Ek wil by jou pleit vanmôre dat jy soos 'n Noag van ouds, toe alles in duie stort, toe's Noag getrou om hierdie ark te bou en 'n getuie vir die Here te wees. Onthou u vir Elia, daardie goddelose koning Agab, hy het opgestaan Elia en hy die woord van God verkondig, al moes hy by 'n spruit water gedrink en die kraaie moes vir hom kos gegee het. Hy was getrou aan die Here. Ons dink aan Jeremia. Die Bybel sê vir ons in 40 jaar het hy nie een bekeerling gehad nie. Dis nogal deursettingsvermoë. 40 jaar geen bekeerling nie. Sy familie gooi hom in 'n put en hulle gee vir hom brood en water. En ek dink nie dit was vars brood van Sesco nie. Ek dink dit was ou brood net om die man aan die lewe te hou, maar die gedagte, hy het hierdie pyn en lyding deurgegaan, maar die koninkryk van die Here het bly groei. Ons dink aan Jona, toe hy vir die stad Ninive die evangelie verkondig het, en nou wil ek vanmôre vir u sê, so sal die Here ook twee getuies opwek, om te getuig in die hewigste van verdrukking. Hulle boodskap sal reg oor die wêreld gehoor en gesien word, saam met die 144.000 sal hulle getuig van die kragtige werke van God self. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy is geroep om getuies te wees, en ek vra dat u vanmôre, as u niks anders te hoor of verstaan of ter harte kan neem nie, vat net hierdie sin of twee huis toe. Een, ek leef nie in 'n verkeerde tydgleef van die mense bestaan nie. Baie mense sê, as ek maar net geleef het, toe my oupa en my pa en my ma geleef het, dan sou dit my beter gegaan het, maar ons lewe in 'n goddelose tyd. Luister, hulle het in net so goddelose tyd gelewe. Een, ek lewe nie in verkeerde tyd geleef nie. Ons is nie in moeiliker of makliker tye as ons ouers of voorouers nie. Nee, ons is op die regte tyd gebore, om te midde van 'n krom en verdraaide geslag 'n getuie vir die Here Jesus te wees. Hy sê in Matteus 28:19, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. As jy terug verlang na die goeie ou tye, hoop ek jy verlang terug na daardie ou koolstoof, wat jy moes gestook en later skoon gemaak het. Daai ou kar wat miskien een keer in 'n week of een keer in 2 weke gery het op 'n grondpad, ek wil jou sê dat jy omtrent 'n nierbelt nodig gehad het, om by die dorp uit te kom en dan uit te klim en te kan loop. Baie interessant, daar was ook inbrake en diefstalle, daar was ook leuns en misleiding gewees, net soos in ons dag. By ons is dit meer sigbaar. Waarom? Omdat die media dit vir ons meer sigbaar maak. Maar goddeloosheid is van die dag toe Adam en Eva in die tuin gesondig het, en dit sal duur tot die dag dat Christus sy koninkryk kom vestig. Myn jou opdrag is nie om te praat oor die goddeloosheid en heeltyd daaroor te redeneer en te debatteer nie. Ons is daar om getuies te wees. Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. 2 Timoteus 4:2 verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig weer lê, bestraf en vermaan. Een, ek het die opdrag soos hierdie twee getuies, om in hierdie goddelose tyd vir die Here 'n getuie te wees. Kom ons kyk gou na hulle klere drag. Die Bybel sê, en ek sal aan my twee getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Nou vriende, het u al hierdie manne gesien wat hierdie gooiingsakke dra?
As ek verbyry, wil ek vir hulle iets gee om hulle te krap. Dan dink myself, hierdie manne juk seker verskriklik. Maar dis nie die gedagte dat 'n mens jouself uiterlik iets moet aantrek om te demonstreer dat jy heilig of dat jy een of ander ding besig is om te doen nie. Die Bybel sê vir ons, die Jode het sekere gebruikes en gewoontes gehad en hierdie twee getuies was van God gestuur om aan die volk Israel 'n bepaalde boodskap te bring en dan die mense, die heidene soos die Bybel dan van praat. Nou volgens die Ou Testament het mense wat in rou was hierdie sakke aangetrek. Gaan lees die Bybel. 2 Samuel 3:31, ons lees daar in Genesis 37, verskillende plekke, lees ons dat hierdie sakke was aangetrek om te rou. Die twee getuies is onbevrees in hulle getuienis, maar rou ook oor die oordeel van God wat die sondaar sal verdoem. Die profete sal in Jerusalem die gewaad aan hê van die wat rou oor die sonde en die sondaars in die stad. Hulle sal onverskrokke wees in hulle evangelieverkondiging, maar tog uiterlik toon dat hulle hartseer is oor die reaksie en uiteinde van alles. En ek het so kort opmerking wat ek wil maak hier. Vriende, ons mag nooit hard en ongevoelig wees as ons die evangelie verkondig nie. Ons is gered uit genade, deur geloof op grond van die soenverdienste van Jesus aan die kruis. Partykeer praat ons, en ek praat van myself, partykeer praat ons van sondaars asof ons beter is as hulle, asof ons beter verstaan as hulle, in plaas van om onsself te sien as sondaars, wat uit genade gered is, en dat ek hierdie selfde genade aan ander moet gee. Ek het nou dag vir 'n man gesê, wat met my gepraat het, en hy was nogal redelik driftig, toe sê ek vir hom, luister, jy kan die waarheid preek, op 'n ongevoelige manier, en jy sal mense van jou wegstoot. Jy kan die waarheid preek op 'n gedagte of 'n gesin, met 'n gesindheid van liefde en omgee. Jy is nog steeds ferm in wat jy sê, maar daar is 'n begeerte dat sondaars hulle kan bekeer, en die Here gebruik dit, en ons dank die Here dat sondaars gered kan word. Mag die Here die ongevoeligheid in ons harte wegneem, en mag die Here vir ons sagte harte gee, soos 'n hart van Christus, sonde aan te spreek, maar 'n gevoeligheid te hê teenoor mense wat op pad is na God se ewige oordeel. Openbaring 11 vers 4 sê hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Dis die vervulling van die profesie in Sagaria 4 vers 3, en daar staan ook twee olyfbome langsom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek en vir hom gesê, wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En hy sê, dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. Hulle word gestuur om die evangelie van die Here Jesus Christus te verkondig. Openbaring 11 vers 5 gaan verder en hy sê, en as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind die vyande, en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Nou baie mense sê, man, luister, julle ouens vat dit nou baie ver. Hollywood vat dit ver, julle vat dit 'n stappie verder. Hoe sal daar vuur uit hulle mond uitgaan? En hieroor wil ek nie vir u te veel sê nie. Die kommentaarskrywers wat oor hierdie goed skryf sê, as jy die sinkonstruksie vat en wat die oorspronklike taal vir ons sê, is dit wonders en tekens wat God aan hierdie manne gaan gee om te doen. En ek gaan nie teen God arm druk oor hierdie saak. Ek glo wat sy woord sê soos 'n kind. Ek probeer die beste maak om dit te verstaan, maar die Bybel sê daar gaan besondere tekens en wonders deur hierdie twee manne gedoen word. Waarom? Want God se heerlikheid moet verkondig en geproklameer word en sy krag moet gedemonstreer en openbaar word. Hierdie twee getuies sal bly leef te midde van alles, totdat die werk afgehandel is waarvoor hulle gestuur is. Toe ek dit lees, toe tref dit my hart, en ek wil vanmôre dit so as 'n kussing onder u indruk, om u vanaand rustig en sag te laat gaan slaap. Ook u en ek sal nie een dag te vroeg of een dag te laat sterwe nie. God het jou dag van geboorte en die dag van jou dood bepaal. In die interim tyd is ons hier om hom te verheerlik. Toe die twee getuies se werk klaar is, wat gebeur? Hulle sterf. Wanneer my en jou werk klaar is, sal ons sterf. Baie keer sê ou mense vir my, ek weet nie waarom lewe ek nog nie. Ek sit in hierdie ouer huis, my kinders kom kuier nie by my nie. Niemand kom by my, dan sê ek vir hom, jy's hier om God te verheerlik.
Daar is baie ander ou mense by wie jy kan 'n draai gaan maak en vir hulle sê, ken jy die Here Jesus Christus? Ons is nie gebore om te wag vir die dood nie. Solank jy lewe en asem het, al is jy vanmôre 90 jaar oud, gebruik dit om God te verheerlik. Gebruik dit om 'n getuie vir hom te wees. Jy's nie gebore om te wag vir jou dooddag nie. Jy's gebore om so te lewe as jou dooddag kom, dat dit jou eindelik met vreugde sal betrap waar jy sê, nou kan ek in die heerlikheid van die Here ingaan. Ek gaan nou begin afsluit, wat gebeur met hulle? Ons gaan nou probeer klaarmaak, wat gebeur met hierdie twee getuies? Die Bybel sê, dat hierdie getuies toe hulle werk voleindig was, sal die dier wat uit die afgrond opkom, die antichrist, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal op die strate van die groot stad, wat geestelik genoem word, Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Wat beteken dit? Kom ek probeer gou vir u verduidelik. Hulle word gedood, hierdie twee getuies, omdat hulle teen die booshede van Jerusalem preek. Openbaring 11 vers 8 sê, en hulle lyke sal op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word, Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is, lê. Nou vers 8 vergelyk die toestand met Jerusalem op daardie stadium soos die wat in Sodom en Egipte was. Sodom spreek van immoraliteit, homoseksualisme, sedeloosheid. Nou baie keer dink ek Kaapstad is Jerusalem soos die Bybel van praat hier. Want lyk my die Pinkstad het nou 'n reënboogstad geword. Ons wil almal akkommodeer, hierdie klein paar mensies wat nou nie hulle identiteit verstaan nie. Sissie verstaan nie sy sissie nie, en Boetie verstaan nie, hy's Boetie nie. Nou verf ons die stad in reënboogkleure om die paar te akkommodeer, of vir ons te sê dat ons rebellie teenoor God is. Baie mense sê ek stem vir hierdie party want hulle gaan ons paaie beter maak en hulle gaan ons land beter maak. Jy stem vir 'n party wat God verheerlik. Ry dan op paaie wat vol potholes en vol allerhande goed is, maar stem vir iemand wat die waarheid van God se woord promoveer. En nie ons skele hierdie goed van homoseksualisme en selfde geslag huwelike afforceer nie. Dis die probleem. Jerusalem gaan in daardie tyd so Sodom wees. Homoseksualisme, sedeloosheid, immoraliteit, en dan Egipte wat praat van slawery, materialisme, okkultisme en al hierdie dinge. As ons kyk na die 10 plaae, was dit die 10 gode van Egipte wat deur God, die God van Israel geoordeel was. In Suid-Afrika wil ek vir u sê, is afgodediens besig om toe te neem. Die duiwelaanbidders is besig om toe te neem. Moet ons bang wees vir hulle? Nee. Ons moet God verheerlik en onverskrokke getuie wees. Ons moet nie met hulle besig raak nie, ons moet met die waarheid besig raak. En ook vir hierdie mense sê, daar is redding in Jesus ook vir jou. Al is jy hoe diep weggesink in jou sonde. Het u gedink, as die Here die besetene van Gadara kan red, dat hierdie mense vir hom onredbaar is? Ons staan en kyk ons so, dan dink ons, jy gaan braai, ou maat. Jy gaan braai met al jou sonde wat jy doen, in plaas van om te sê, Here, as u daar die man wat in die grafte gebly het, en naak rondgeloop het, en met kettinge gebind was, en het gebreek het, en hy het geroep het in die grafte, omdat die duiwel in hom was. As u hom kon bevry, Here, is daar niemand op aarde wat u nie kan red nie. Ek weet nie wat so hopelose toestand u miskien in mense sien vandag nie, maar onthou, daar is 'n God in die hemel wat kan red. Hoor die reaksies van die sondaars, toe hierdie manne doodgaan. Die Bybel sê hulle was verheug, en hulle was bly. Nou, ek moet vir u sê, dis goed as ons dood is, dat ons nie weet wat mense se reaksies oor ons dood is nie. Want dan sal ons miskien nog 'n keer doodgaan. Want as jy 'n kind van die Here is, wil ek vir jou sê, daardie mense by jou werk wat jy met die evangelie bedien en poog dat hulle by Christus uitkom, wat miskien vanmôre jou teestaan en jou haat. Hulle gaan of gered word as jy die dag dood is, of hulle gaan sê, good riddance. Hierdie ou het geneel in my ore van die môre tot die aand. En daarom wil ek vir jou vanmôre sê, is hierdie sondaars was bly toe hierdie twee getuies gesterf het. Jesus sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Hierdie twee getuies sal dieselfde beleef. Na 3,5 dag, wat gebeur? Hulle word lewend. En die Bybel sê vir ons, daar het 'n groot vrees geval op die mense wat dit gesien het.
En nou vers 13. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom. Toe hulle opvaar na die hemel, toe kom daar 'n groot aardbewing. Die Bybel sê 7000 mense het in die aardbewing omgekom. Nou die oorspronklike taal sê 7000 mense van naam. So dit was belangrike mense. Of daar's mense wat dink hulle is belangrik so. As jy dink jy's belangrik, sorg dat jy nou vanmôre dit bely, want die 7000 belangrike mense gaan doodgaan in hierdie tyd. En die Bybel sê nou, hoor nou, saam met die wegneem van hierdie twee getuies, 7000 gaan omkom in die aardbewing, die ander het bevrees geword en aan die God van hemel heerlikheid toegebring. So daar's 'n groep wat tot bekering gekom het. Aan die een kant die oordeel van God, aan die ander kant die redding van God. Luister, is dit nie die bitter en soet waarvan ons laasweek gepraat het nie? God se genade wat uitgaan ten spyte van dit wat om ons gebeur. Liewe broer en suster, vriende, die skrif is duidelik, die profeseë gaan een vir een in vervulling. Jesus se koms lê vlak voor die deur. Die vraag is, gaan u deel uitmaak van die gereddes wat by die Here sal wees, of gaan u sy oordeele smaak? As kind van die Here wil ek u vra, is u lamp aan die brand? Is u 'n getuie vir u meester? Ek wil hierdie woorde in u hart kom weglê as slotwoorde. Lukas 12 vers 35 tot 40. Laat julle heupe omgord wees en laat julle lampe aan die brand wees. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Vers 37. Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan die tafel laat gaan en hulle kom bedien. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ek vat die boodskap saam en ek gaan nou amen sê. Die tempel sal herbou word. Die anti-kris, hierdie valse leier sal kom en 'n vredesverdrag met die Jode sluit, en hierdie tempel sal herbou word op 'n wonderlike bonatuurlike manier, omdat God dit bepaal en beskik. Dan sal die anti-kris aanbidding soek, en dan sal hierdie tekens plaasvind en hierdie twee getuies optree, en God sal met die finale deel van sy oordeel begin. Ons gaan volgende week daarna kyk, en ons gaan sien hoe mense die wraak van God gaan beleef en ervaar. In die interim tyd is een ek nog hier. Dit help nie ons spekuleer watter dag en watter datum en watter uur nie. Die Here sê die dag en die uur kom ons nie toe nie. Ons is hier om getuies te wees. Julle moet dan ook gereed wees. Sorg dat jy gereed is en maak seker dat ander van die Here Jesus weet. Hierdie is nie grappies nie. Hierdie is nie stories wat ons opmaak om u mee besig te hou vir 'n uur lank nie. Jou en my ewige heil hang daarvan af. Ek en jy gaan vir ewig bly bestaan, of in die heerlikheid van die hemel, of in die ewige verdoemenis. Daarom roep ek jou op, maak seker jy's gereed. En as jy gereed is, sorg dat ander van hierdie Here Jesus hoor, en dat hy ook, en sy ook, by die kruis kan uitkom. Ons gaan hierdie pragtige lied nou sing. Maak disippels van die hele wêreld. Laat die kindertjies na my toe kom, soos die Vader my stuur, stuur ek jou ook, maar voordat jy gaan, antwoord my vraag, het jy my lief? Ons kan nie liefdeloos die evangelie gaan uitdra nie. Ons liefde vir God moet eers in verhouding wees, voor ons liefde na ons naaste kan uitgaan. Daarom wil ek jou vra vanmôre, dat jy sal sien, die dinge is besig om reg te skuif vir die koms van die Here Jesus. Maak gereed, want Jesus koms lê voor die deur. Kom ons bid saam. Hemelvader, daar is soveel genade wat ons tans van u beleef. U het nog nie gekom op die wolke nie, u het nog nie u oordeel begin nie. U genadehand is nog uitgestrek na 'n wêreld wat in rebellie teenoor u opstaan. Maar dankie ook, Here, dat u ons kom uitred het, dat u ons vanmôre oproep om uit te gaan en die evangelie te verkondig, maar bo alles ook uit te sien na hierdie tyd waar, Here, u in u heerlikheid u self gaan openbaar, nie net aan die wêreld nie, maar Here ook aan u kinders. En dankie dat ons weet, Here, dat ons kan uitsien na daardie groot en deurligte dag, wanneer u vir tyd en ewigheid sal regeer, en ons saam met u. Nie omdat ons so besonder is nie, maar omdat u so besondere genadige God is. Here, seën ons met die uitvoering van ons taak, vind ons getrou, en bo alles, Here, word u verheerlik. En ek smeek u dat u liefde ons sal dring,
En dat wanneer ons met 'n siel praat, dat hy iets van Jesus liefde sal hoor, en dat hulle ook sal reageer, dat hulle ook nuut sal word in die Here Jesus, vry van sonde, nuut gemaak, deur die Gees verseël, om weer op hulle beurt uit te gaan, om disippels te maak, totdat U kom, en 'n einde maak aan alles. Vader, ons bid dit in die naam van Jesus, en ons bid dit met danksegging. Amen.